Goeiemôre gemeente. Dis alweer ek hier in jou sitkamer of waar jy ook al sit. Of lê dalk lekker nog warm in die bed. Ja, hierdie virus het baie goed verander. Ons party ouens kyk sommer 3 preke op 'n oggend. Daar's soveel verskillende preke waarna ons kan kyk en dankie dat jy by my ingeskakel het. Het gaan goed met die gemeente. Ek het Woensdag berig gekry van Martien Becker wat positief getoets is vir COVID. Sy sê dit is maar erge griepsimptome. Becker het dit nogal erg, hy hoes baie. En ek wil graag hê dat ons in besonder vir hulle sal bid, dat hulle ook sal herstel en haar skoonseun en skoondogter is ook siek. So COVID kom nader. Wat ons gedink het is 'n virus wat ver is, wat net vir ander mense is, begin nie net bietjie stywer trek. En dis veral nou die tyd dat ons moet veilig wees. Soveel moontlik kontak vermy en ook maar net na jouself kyk asseblief. Ek dink dis die belangrikste aankondiging wat ek eintlik het vanoggend. Baie dankie vir almal wat hulle bydraes gegee het. Ek hoop julle het die nagmaal geniet. Ons gaan weer die einde van die maand Jeffels doen, maar ons sal weer daaroor praat. Maar kyk mooi na jouself. As julle wil, kan julle solank julle Bybels oopmaak by Markus 14. Preektema gaan wees Donderdag, 'n nuwe ete. Kom ons buig die hoofde. Ek slaan my oë op na die berge. Waar gaan my hulp vandaan? My hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Wat getrou bly tot in al die ewigheid. En jy nooit sal laat los nie. Ja, Here, U is ons beskermer. En ons het nou U beskerming nodig. Ek wil bid dat elkeen in hierdie gemeente en elkeen wat na hierdie diens luister, sal beskerm. Dankie Here vir U genade. Dankie dat U ons seën en ek bid in besonder vir Martien Becker, dat julle in besonder sal aanraak en hulle sal gesond maak. Here, baie dankie dat U die een is na wie toe ons kan gaan in hierdie moeilike tyd. En ons wil nou vra om saam met ons te wees, waar ons ook U woord gaan oopmaak en lees van die laaste aand wat U op aarde geleef het. Die laaste aand voor U kruisiging. Amen. Is
14 vanaf vers 12. Die Paasmaaltyd word voorberei. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood, die dag waarop die Jode altyd die paaslammers geslag het, vra Jesus die disippels vir hom: waar wil u hê moet ons gaan regmaak vir u om die Paasmaaltyd te eet? Hy stuur toe 2 van sy disippels en sê vir hulle: gaan na die stad toe. Daar sal 'n man wat 'n kruik water dra, julle ontmoet, gaan saam met hom, en waar hy ingaan, moet julle vir die eienaar van die huis sê: ons leermeester vra, waar is my kamer waar ek die Paasmaaltyd saam met my disippels kan eet? Hy sal julle dan 'n groot bovertrek wys wat klaar daarvoor ingerig is. Daar moet julle vir ons die Paasmaaltyd voorberei. Die disippels het toe gegaan in die stad gekom en alles gekry soos hy vir hulle gesê het. En hulle het die Paasmaaltyd voorberei. Een van Jesus se disippels gaan hom verraai. Die aand kom Jesus toe met die 12 daaraan, terwyl hulle sit en eet, sê hy: dit verseker ek julle, een van julle sal my verraai, een wat saam met my eet. Hulle was onthuts, en een na die ander het hom gevra: dis tog nie ek nie? Hy sê toe vir hulle: dit is een van julle 12, die een wat saam met my sy brood in die skotel steek. Die seun van die mens gaan inderdaad sterwe, soos daar oor hom geskrywe staan. Maar wie die man, deur wie die seun van die mens verraai word. Dit sou vir daardie man beter gewees het as hy nooit gebore was. Die instelling van die nagmaal. Terwyl hy eet, het Jesus brood geneem en die seun gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir hulle gegee met die woorde: neem dit is my liggaam. Toe neem hy 'n beker en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee dit vir hulle en hulle het almal daaruit gedrink. Hy sê vir hulle: dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word en wat vir baie mense vergiet word. Dit verseker ek julle, ek sal nie weer wyn drink nie, tot op daardie dag wanneer ek die nuwe wyn in die koninkryk van God sal drink. Petrus sal Jesus verloon. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan Olyfberg toe. Toe sê Jesus vir hulle: julle sal almal van my afvallig word. Daar staan immers geskrywe: ek sal die herder doodmaak en die skape sal uitmekaar gejaag word. Maar nadat ek uit die dood opgewek is, sal ek julle vooruit gaan na Galilea toe. Petrus het vir hom gesê: al sal hulle ook almal van u afvallig word, ek sal nie. Jesus sê toe vir hom: dit verseker ek jou, jy sal vandag nog in hierdie nag, voordat die haan 'n tweede keer draai, my 3 keer verloon. Maar Petrus het nadruklik gesê: al moet ek saam met u sterwe, ek sal u beslis nie verloon. En al die ander het dieselfde gesê. Toe kom hulle by 'n plek met die naam Getsemane en Jesus sê vir sy disippels: sit hier terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê: ek voel doodsbenoud, bly hier en waak. Hy het toe eentjie daarvandaan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van die lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê: Abba Vader, alles is vir u moontlik. Neem die lydingsbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug en kry die 3 aan die slaap en vra vir Petrus: Simon, slaap jy? Kon jy nie eens uur lank wakker bly nie? Julle moet waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die 3 weer in die slaap. Hulle was baie vaak. Hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie.
Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus, julle nou nog. Dit is genoeg. Die tyd het gekom, die seun van die mens word in die hande van sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai, is hier naby. 'n nuwe ete. Nie net het Jesus 'n nuwe gebod gegee. Die nuwe gebod wat sê, 'n nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het. Maar hy het ook vir ons 'n nuwe ete gegee. Nou volgens oorlewering, en ons het dit ook gelees, was donderdag die dag van voorbereiding vir die Pasga ete. Nou ons weet dat die Pasga ete het plaasgevind in die maand Nisan, wat ons vandag as April ken. En Jesus en sy disippels het soos gewoonlik elke jaar die geval was, saam die Paasmaaltyd geëet. En dit was nie net Jesus nie, maar die hele stad, die hele volk van Israel het hulle reggemaak vir hierdie belangrike maaltyd. En daarom het Jesus en sy disippels ook reggemaak vir hierdie maaltyd. Hulle moes die vleis voorberei, die bitterkruie voorberei, die ongesuurde brood voorberei. Onthou, dit was by hierdie maaltyd wat hulle ongesuurde brood moes eet, soos dit ingestel is in Exodus. Hulle moes 'n lam slag wat sonder gebrek was, en daar was bitterkruie wat saam met hierdie lam gegaan het as 'n sous. Nou, moontlik het hierdie maaltyd plaasgevind volgens oorlewering in die huis van Johannes Markus se ma. Sê Johannes, die S.A. Stefanienberg. En toe almal aan tafel was, kom Jesus en hy verskuif die doelpale. Hy kom doen twee unieke goed. Eerste ding wat hy gedoen het is, volgens die ander evangelies, hy trek 'n voorskoot aan en kom was sy volgelinge se voete. Hy doen 'n werk wat nie eens die Joodse slaaf wou doen nie. Wat heidense slawe moes doen, want hy moet vuil voete was. En Jesus kom en hy was sy onderdane se voete. Eintlik moes hulle sy voete gewas en gesoen het. Soos daardie vrou gedoen het, waarvan ons lees. Maar Jesus word onderdanig aan sy eie onderdane. Hy is daar om te dien. En net so ook moet ons 'n dienende kerk wees. Bereid wees om mekaar se voete te was. Bereid wees om die minste te wees. Bereid wees om nederig te wees. Bereid wees om amper so bediende te wees vir mekaar. En dit is so jammer dat ons dit nie eintlik kan doen vandag nie, want ons sien mekaar nie. Hoe lekker sou dit nie wees as iemand net vir jou vanoggend 'n koppie koffie gebring het nie. Dat jy dit nie self te maak nie. Maar die tweede ding wat Jesus gedoen het, en dis waarby ek wil stil staan vandag. Jesus gradeer die Pasgamaal op tot die nag. Kyk, Jesus het geweet sy dood is om die draai. Hy het met God, soos ons gelees het in Getsemane, probeer om hieroor te onderhandel, maar hy het eintlik geweet dat dit eintlik nie die onderhandeling werd is nie. Want nadat hy, ons lees hier, langer as 'n uur gebid het, bloed gesweet het, toe sê hy, nie my wil nie,
maar U wil. As ek 2 weke terug gesê het, ek sal die Rubicon oorsteek. En Jesus het homself nie jammer gekry nie. Hy het ook nie in 'n oorlewingsmodus vasgevang nie. Nee. Ons lees dat hy het gewillig, soos 'n os wat geslag word, homself oorgegee. Maar hy kom en hy vervang die grootste fees van die Jode. Kom vervang hy met sy eie fees. En van toe af sou die heel belangrikste geleentheid van sy disippels wees. Die ete van die Here. Soos wat Paulus daarna verwys in 1 Korintiërs. Of, soos Lukas in sy brief daarna verwys, die liefdesmaal. Ek sies deur Judas en Lukas noem dit die breek van die brood. En vandag, soos ons ook laasweek saam nagmaal gevier het, noem ons dit die nagmaal. Die nagmaal wat daardie aand tydens die Paasfees ingestel is. Die nagmaal, die nuwe ooreenkoms van God met die mens. En hierdie nuwe ooreenkoms is 'n Nuwe Testament. 'n Nuwe verbond. Die Ou Testament of die verbond in die Ou Testament het God gesê, ek sal julle uit slawerny bevry, ek sal vir julle 'n nuwe land gee. Maar in die Nuwe Testament kom die nuwe verbond van God en sê, Jesus se liggaam is die enigste ewige kos. En sy bloed die enigste ewige drank vir elkeen wat in hom glo. Die tempel en die duisende offers wat vir eeue lank in die tempel geoffer is daardie donderdag aand deur God self van die tafel afgevee. Daardie donderdag aand was dit die einde van die offers was uitgedien. Daar sou 'n nuwe offer en 'n nuwe verbond op die toneel verskyn. Die Pasga wat vertel het van God wat die volk uit Egipte gered het, is opgegradeer met 'n nuwe fees wat gaan oor God se eie seun, wat die mens aan die kruis deur sy eie bloed en liggaam verlos het. By hierdie ete, hierdie nagmaal wat Jesus ingestel het, gaan dit nie meer oor die uittog uit Egipte nie. Dit gaan oor die uittog uit die sonde uit. Jesus is God se Nuwe Testament. En sy nuwe ete is die bewys daarvan. Baie interessant dat baie hoogtepunte rondom Jesus het in die etenstafel gebeur. Dink maar aan die ete met die tollenaar. Jesus wat saam met die Emmausgangers eet. Len Sweet skryf, hy sê iemand het eenmaal vir hom gesê, hy kan die Ou Testament in 3 sinne opsom. Hy het ons probeer doodmaak, ons het oorleef, kom ons eet. En hy sê, so kan hy die Nuwe Testament ook in 3 sinne opsom. Ek het jou lief, ek vergewe jou, kom ons eet. Jesus het nooit die geleentheid dat verbygaan om saam met mense te eet nie. Hy het rondom etenstafel sondaars met oop arms ontvang en hy het die ewige lewe gratis uitgedeel. En na hierdie eerste nagmaal loop Jesus reguit Getsemane toe en daarna Golgotha toe. Dus ons 2 weke terug gesê het, Getsemane wat net buite Jerusalem was,
Daar tussen die lyfbome en 'n paar slapende disippels moes Jesus sy finale besluit neem. Sien hy kans vir hierdie lydensbeker? Sien hy kans om sonde te word en aan die kruis sonde te ervaar? Sien hy kans vir iets wat totaal en al teen sy nature is? Hy wat sonde haat, moes as sondaar sterf. Dit het hom bloed laat sweet. Dit het hom doodsbenoud gelaat. Doodsbenoud laat bid. Maar daar in Getsemane het hy ja gesê vir sy liefdevolle Vader. Daar het hy die moeilikste Rubikon ooit in die heelal se geskiedenis oorgesteek. Daar het hy die brug tussen die hemel en die aarde kom bou. Daar het hy sy point of no return oorgesteek. En dit het daartoe gelei dat God se geregtigheid die sonde kom oorheers het. Meer nog, hy het die sonde 'n finale doodskoot kom gee. In daardie donker nag was daar net een helder lig in Jerusalem. God se lig in 'n vervloekte kruis. Warren Wiersbe skryf, hy sê, persistence in prayer is not an attempt to change God's mind, but to get ourselves to the place where He can trust us with an answer. Jesus het God se antwoord gevat en God kon hom vertrou. Gebed gaan nie daaroor dat ons God moet dwing om iets te doen nie. Dis wat Jesus ook gedoen het. Daar in Getsemane. Hy het nie God gedwing om iets te doen wat hy nie wou doen nie. Ons kan ook nie God dwing of smeek om van opinie te verander nie. En dis wat Jesus ook gedoen het, hy het nie God gesmeek of gedwing om van opinie te verander nie. Want gebed verander ons. Met gebed wil God ons by daardie plek bring, waarin ons kan vertrou met sy antwoorde, en gebed is die manier hoe hy dit doen. Daarom moet ons Jesus se Getsemane gebed elke dag bid. Nogtans nie wat u wil nie. Nie wat ek wil nie. Maar wat u wil, o God. Gebed wat God se wil altyd eerste stel. Laat ons altyd voor God buig. En dit lei daartoe dat ons rus vind in God. Dit lei daartoe dat ons soos Jesus ons berus by die wil van God. Jesus is kruis toe. En dat die wil van God was. En ek hoor so baie keer mense sê, hoe kan God dit aan my doen? Hoekom ek? Hoekom nie iemand anders wat ver van God af lewe nie? Die antwoord is, hoekom nie jy nie? Hoekom sal God jou lyding spaar, as hy nie eens sy eie seun, die verskriklikste lyding, kon spaar nie? Maar weet dan net, Jesus het God se wil uitgevoer, en alles het goed en reg geëindig. As jy binne die wil van God leef, sal alles ook vir jou goed eindig en reg eindig. En die goeie einde van Jesus was nie hier op aarde nie, maar in die hemel. En dit kan ook jou goeie einde wees. In die hemel saam met God. Want hy sê, ek het vir jou gegaan en vir jou plek voorberei. Jesus het God vertrou, en hy het hom uit die dood uit laat opwek, en hy het hom laat opvaar die hemel toe. Daarom moet ons ook God vertrou. Al is dit net, want ons kan weet, ons gaan hemel toe. Amen. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine,
I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine. I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. No, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, gonna let it shine. On a Tuesday, gonna let it shine. On a Wednesday, gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, gonna let it shine. On a Saturday, gonna let it shine. On a Sunday morning, gonna praise the Lord. Let my little light shine. This little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine. Oh, this little light of mine, I'm gonna let it shine, let it shine, let it shine, let it shine. On a Monday, gonna let it shine. On a Tuesday, gonna let it shine. On a Wednesday, gonna let it shine. On a Thursday, oh yeah. On a Friday, gonna let it shine. On a Saturday, gonna let it shine. On a Sunday morning, gonna praise the Lord and let my little light shine. On a Sunday morning, gonna praise the Lord, let my little light shine. Dankie Here, dat ons kan hemel toe gaan. Dankie dat Jesus in die kruis vir my gesterf het. Dankie ook dat U 'n nuwe ete ingestel het. En die brood en die wyn is die simbool van U lewe aan die kruis. Waar U lewe aan die kruis opgeoffer het vir elkeen van ons. Amen. Ek groet julle met die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Decided to follow